Van my kant af baie welkom, dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. Ek wil iets persoonliks met julle deel. Kan ek iets persoonliks deel? Dis vandag my ma se verjaarsdag. 'n jaar terug was ons by Onkie Dorie en in Desember is sy oorlede. En gister kon ons 4 broers na my pa se graf toe gaan. Ekskuus. My ma is veras en ons kon die graf so 'n bietjie oopmaak en haar daar sit en dit was baie traumaties vir ons. Nou wil ek net iets sê, jy moet verstaan, ek hou nie van die doop nie. Daar's party pastore wat hy geniet 'n begrafnis, ek glad nie. Iets fluit, daai ketel afsit asseblief, yes. So, jy moet verstaan, want jy verloor 'n geliefde aan die dood. Ek verstaan jou, as jy geliefde aan die dood af. Maar ek verloor 'n Dani, en ek verloor 'n Corrie, ek verloor 'n Joe Pereira, ek verloor, wie ook al, klomp van julle geliefdes, wat ek verloor. En dan wil ek nie, dan wat ek saam huil oor, Tannie Esther, wie ook al, saam bid. Ek bedoel, Leon is hier so, hy is gehijack, geskiet, dan jaag jy pas soontoe, dan beleef ek trauma, dan wil ek jy moet lewe. En dan sal ek partykeer 'n verkeerde ding oor die dood sê, maar jy moet net verstaan, my ma se begrafnis was die vrotste wat ek in my lewe gehad het as gevolg van familie en staf van goeders, jy weet. So ek het myself voorgeneem, ek sal die mooiste begrafnis wat ek vir iemand kan gee, elke keer tot eer van my ma, sal ek die beste begrafnis gee wat ek daar kan gee. Maar jy moet lewe. So knyp die ou langs jou en sê, jy lewe. Nou, 1 jaar, en ek net dit getuig, 1 jaar sit, so 2-3 jaar terug, het ons het amper reg gekry. Daar was 14 dae oor gewees, 13 dae oor, toe is daar 2 ouens in die gemeente oorlede. Ons het amper vir die jaar niemand gehad wat doodgaan in die gemeente nie. So, ons traai weer hierdie jaar. En hierdie jaar is klaar verby. Volgende jaar gaan ons weer traai. Okay, maar dit moet so wees, asseblief. Ek het dan 1 ou se lewe gered. Jy verstaan nie hoeveel trauma het ek. As ek ou hospitaal toe ry, dan sit hulle sy been af. Jy verstaan nie wat my gebeur het nie. So, as jy vir my bid, dan bid jy altyd vir Johan, sê Here wees hom genadig. Nou, my ander ding ook weet, die ding waaroor ek die meeste spanning het in my lewe, is om wat ek nou vanmôre hier voor jou staan om te preek. So, jy moet altyd weet, ek het gebid, en die Here sê, dis waaroor ek moet preek. En ek wil met jou preek oor die krag van God. Nou ek weet nie van julle, het jy al moeg gevoel vir die lewe? Was jy al moeg? Het jy al op plek gesê, ek is nie meer lus nie, ek kan dit nie meer vat nie. Here, laat die wederkoms net plaasvind asseblief. Was julle al daar? Wie van julle was al daar? Ek was al daar. Ja, die waarheid, ons kan nie meer aangaan nie, ons is nie lus nie. En ek glo die Here het vir my gesê, ek moet die volgende maand preek oor die krag van God. Nou as jy vanmôre na my luister, en jy doen wat ek jou sê, sal jy die krag van God beleef. Volgende week, baie belangrik, die krag van God. En die laaste 2, die krag van God wat binne in jou sit, jy besef net nie wat dit is nie. En as ek jou leer daaroor en net doen, as jy dit doen, sal jou hele lewe verander. So maak jou Bybel oop by Efesiërs 1. Nou, Efesiërs 1, Charlie Kirk het gesê, vat jou Bybel man, want as jy jou selfoon van, dan kry jy 'n notification en so, maar ek love you version, ek het 'n selfoon, sit jou selfoon aan asseblief, dis belangrik. Nou Efesiërs is 'n gemeente wat nie die Joodse gebruike geken het, dit kon net sowel Focus Deal gewees het, wat 'n klomp bastards was wat by mekaar sit, en dan begin Paulus met hulle praat oor wie hulle in Christus is, wat God gedoen het, hoe om te leef, dan leer hy jou as man en vrou hoe jy moet leef. Hy praat oor dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geestelike magte wat daar is. Maar hoor wat sê hy, Efesiërs 1, en ons lees vers 18. Mag God julle harte so verlig, dat julle sal insien wat 'n wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. Onthou, God roep jou, wat sy vooruitsig daar vir jou is, omdat God jou roep. Mag julle insien hoe 'n ryk heerlikheid is, dat God dat sy eie mense vir hom as 'n erfdeel verkry het. Weet jy wat doen God? God sê, julle is my mense, ek vat julle. Julle is my mense. Vers 19. Mag julle insien hoe enorme, groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Enorme. Hy sê dieselfde magtige kragte, sterkte was ook aan die werk, toe God Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel sy regterhand laat sit het.
Daar's 'n ou koortjie wat sê, dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is die krag wat in ons woon. Nou, glo jy dat God vir jou krag wil gee? Hy wil vir jou krag gee, maar jy moet besef, ons snap dit nie altyd nie, ons sien dit nie altyd nie, ons beleef dit nie altyd nie. So nommer 1, die Here beloof dat hy krag sal gee. En dis wat Paulus bid. Paulus bid, hy sê, mag julle insien, mag jy verstaan, mag jy begryp, die enorme groot krag van God wat in die werk is as jy begin glo. So God sê, luister, ek gaan vir jou krag gee. En hoor nou die belofte van die Here. Hy sê, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle, kom, sê dit, sal julle krag, dynamos, jy gaan sterkte, jy gaan krag, power, jy gaan krag ontvang, en oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem en orals. Nou, ek weet nie van jou nie, maar jy het partykeer die krag van God nodig om 'n Christen te wees daar by jou werk. Is dit nie so nie? Jy het partykeer die krag van God nodig om die minste te wees. 'n Krag van God nodig om te glo. Jy het die krag van God nodig om soos Jesus te wees. Maar dit gebeur wanneer die Heilige Gees oor my kom. Die Heilige Gees, hy kom en dan sê hy, wanneer jy swak is, Paulus sê, wanneer jy swak is, jy weet nie eens wat om te bid nie, dan kom die Heilige Gees en hy bid namens ons. En ek kan vir jou baie skrifte in die Bybel lees, dat wanneer ons swak is, dan God kom en hy help ons. Hy beloof krag. 2 Tessalonisense 1:7. Want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, ander vertalings vreesagtigheid nie, maar van krag. Almal sê krag, liefde en selfbeheersing. En weet jy wat snap ek vanmôre, terwyl ek preek in die 8uur diens, dat dis God se krag wat moet werk, want as dit nie God se krag is nie, dan het jy krag in haat en selfmoord, dan het jy krag in haat en doodslaan, dan het jy 'n verkeerde krag in jou, maar as God se Gees se krag in jou werk, is dit 'n krag met liefde, met selfbeheersing. Jy weet ons ou sê, Here gee my liefde, want as jy my krag gee, laat ek hom dood. Jy weet, want God wil hê, daar moet liefde wees. Sy krag word geopenbaar met liefde, wanneer die Heilige Gees in jou kom. Nou, moet jy weet, ek glo, dat die Heilige Gees in jou is. As jy vanmôre hier sit, en jy sê, ek glo, dat Jesus Christus, die Seun van God is, hy het gesterf en na 3 dae opgestaan, dan sê die Here, jy glo, jy's kind van die Here, en die Heilige Gees kom woon hier binne in jou. Maar nou is die vraag, hoe kry ek meer van die Heilige Gees? Nou, interessant, ons bid, Maandag, Woensdag, Vrydag is die kerk vroeg oop. Ek sal 5:00 en dan bid ek. Ons bid vir die Jollies. As jy saam met my wil kom bid, is jy welkom. Ek sit musiek aan. Ek sal vir jou bid. Ek vir die disipelskap ouens gesê, kom ek bid vir jou. Kom Vrydagoggend. En dan vra iemand my en hier's ek voorberei my preek. Hoe kry jy meer van die Heilige Gees? En daar's 3 goed wat jy moet doen om meer van die Heilige Gees te kry. En die eerste is, praat meer met die Heilige Gees. As jy die môre opstaan en sê, welkom Gees van die Here. Want kan ek vir jou vra, waar bly die Here? Waar bly die Here? Binne in jou. So as God binne in jou bly, kan jy dadelik met die Here praat. Vat gou jou Bybel, maak gou daar by Spreuke 16 oop. Ek het dit nou die dag ook vir julle gelees. Maar maak gou oop daar by Spreuke 16. Ek wil iets wys wat vir my 'n openbaring was, of ek ken dit in die Bybel, maar ons snap dit nie altyd nie. So as jy meer van die Heilige Gees wil hê, praat net meer met die Here. As jy meer met die Here praat, gaan hy meer met jou praat. Maar ons karring net aan en ons ignoreer die Heilige Gees in alle liefde. Maar as jy net meer met God se Gees praat, hoor wat sê Spreuke 16 vers 3. Alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here, dan sal hy jou planne slaag. So alles wat jy wil doen, en skielik besef ek, Johan, maar ek vertel nie alles vir die Here nie. Ek karring net aan en ek doen net 'n ding. Maar dink 'n oomblik, as jy sê, Here, ek wil hieroor preek, Here, ek wil nou my video's gaan opneem, Here, vanaand gaan ons 'n movie night hê, Here, help ons met die movie night. Môre het ek 'n afspraak, ek moet by die skool kom, môre moet ek dit doen, ek moet dit doen, Dinsdag moet ek hierdie doen. As ek net met die Here meer praat, gaan die Heilige Gees meer met jou praat. Okay, so ek wil jou vra, toets dit uit. Maar die volgende een wat baie belangrik is, kry meer van God se woord in jou.
Nou, ek kan baie daaroor praat, maar kan ek jou sê, die Bybel sê, dat geloof kom deur die gehoor. So as ek hoor, dan skep dit geloof. Maar kan ek vir jou sê, weet jy hoe kry jy die woord van God in jou? Dis met jou tong. Dus steek jy jou tong uit, dan touch jy die ou langs in sy tong, en dan sê, hey, jou tong. Okay, moet dit nie doen nie. Maar jou tong, want raai wat, jy sê negatiewe goed, wat jy hoor goed op Facebook, hoe jy hoor goed op WhatsApp, jy hoor goed, hulle sê, dan praat jy dit, die oomblik as jy praat, dan hoor jy jouself praat. Dan kom daar geloof. So as jy meer van God se woord in jou kry, dan kom jy en jy praat meer die woord van die Here, want jou tong maak dat die woord van God binne in jou kom. Nou, na die agterdiens kom 'n ou by my en sê nie, hy sukkel met Bybelstudie. Sê ek moenie Bybelstudie doen nie. Vat 'n skrif, memoriseer die skrif, kry 'n skrif in jou kop en memoriseer dit. Antwoord jouself, hoeveel skrifte ken jy uit jou kop uit? Wat jy kan opsê. Jy weet ons, daar staan in die Bybel, hulle kom altyd by my en sê, pastoor, jy ken die Bybel nou beter, jy weet waar dit staan, daai skrif wat sê, moenie vir hom 'n vis gee nie, leer hom om vis te vang. Ken julle daai storie? Dit staan nie in die Bybel nie. Dis nie daar nie. Ons kom en ons sê somme 'n klomp goeters. Ek sit nou en dink, daai wat gesê het, Here, moenie vir my voorsien nie, wys net vir my waar die hoender is. Dis al wat ek vra. Dan kan ek hom kry. Maar hoor nou, ons sê goed wat nie in die Bybel staan nie. Vat 'n skrif. Vat Johannes 3 vers 16 en 17. Kry hom gememoriseer uit jou kop uit. Psalm 23, memoriseer hom. Daar's skrifte wat ek uit my kop uit kan opsê. Want onthou, die woord is gees en lewe. As jy meer van die Heilige Gees het, praat meer die woord. Die oomblik as jy die woord praat, kom die Gees en hy bring lewe in jou. Hy bring lewe, hy bring 'n krag hier binne in jou om meer van die Heilige Gees te hê. Dan kom ek leer jou nog die derde een en ek wil bietjie meer daaroor praat. Prys die Here meer. Prys die Here meer. Hoor wat sê Hebreërs. Hy sê, laat ons daarom gedurig prys en mooi dinge oor hom sê, omdat Jesus dit vir ons moontlik maak. En nou dink ek, Here, maar hoekom sal hy sê mooi dinge? Want die hartseer is, daar's mense wat lelike dinge van God sê. Ek sê in die week vir pastoor, ek vra vir hom, dink jy God sal jou met 'n doring steek? Want ek en hy praat oor by, hy sê, ja nee, God sal dit doen. Ek sê, jy is 'n goeie pa, doen jy dit met jou kinders? Nee, maar ek kan nie my en God vergelyk nie. Nou wil jy vir my sê, God is slegter as wat jy is. Ouens, as ek in die hemel kom, moet die Here my nader roep en sê, Johan, kom gou hierso. Sê, Johan, ek was nie so goed soos wat jy gesê het ek is nie. As wat die Here my nader roep en sê, Johan, ek is nie so sleg soos wat jy gesê het nie. So ek wil hê, jy moet God beter praat as wat hy is. Dink jy kan God beter praat as wat hy is? Daar's nie 'n manier nie. Want ons weet so bietjie, as jy net meer van God praat, meer prys, mooi ding oor hom sê, want hy het dit vir ons moontlik gemaak. Dit moet mense doen wat openlik sê, dat hulle aan God behoort. Behoort jy vanmôre aan die Here? Behoort jy? Nee, die helfte van julle behoort aan die Here. Behoort jy aan die Here vanmôre? Dan moet jy God prys. Dan moet ek sê, ek wil opstaan en ek wil die Here prys. Weet, die Ou Testament het gekom en vir die volk gesê, jy moet in jou handpalm skryf, eiendom van God. Dis wat die Bybel sê. So volgende Sondag gaan dit ons 'n tatoeëermasjien daar hê en julle almal druk jou hand daarin en ons gaan jou tattoo gee. Dis nie wat die Bybel sê nie. Dit was vir die volk gewees, maar wat sê die Bybel, Hebreërs? Hy sê, luister, omdat jy aan die Here behoort, moet jy God prys. Nou ek hoop julle almal het so 'n blaadjie gekry, jy so 'n blaadjie gekry. Dan sê hy, wat beteken dit om die Here te prys? Nou vra ek jou, moet dit nie in jou Bybel sit nie. Moet dit nie agter die toilet deur plak nie, asseblief. God se woord sê vir 'n toilet nie. Plak hom op jou spieelkas, op die yskas. Wat hy sê, lofprysing is om hande te klap, om jou hande op te steek, om die Here te prys. Kan ek gou vir julle almal vra, behalwe as jou arm nou gebreek is, wie van julle kan almal dit doen? Kan ons kyk gou 1 2 3, doen dit gou. Kan julle almal dit doen? Hou hom 'n bietjie in die lig. Kom hom daar nie. Ja, kan jy dit doen? Dis maklik. Kom Clinton, jy sal dit doen. Daar sê, okay, daar sê, jy kan dit doen. Okay, almal 1 2 3, kan jy dit doen? 1 2 3. Maklik. Een keer het nie gedoen nie, so ons gaan dit weer doen totdat hy dit doen. Is julle reg? 1 2 3. Daar sê. So dis iets wat jy kan doen.
Die Bybel sê, shout to the Lord. Wie van julle kan skreeu? Ja, sê, kom 1, 2, 3, Ja, sê, so skreeu tot die Here. Nou moet jy my mooi verstaan. Ek wil nie jy moet in die kerk kom skreeu nie, asseblief. Maar net daar by jou huis, kan jy bietjie net hande klap vir die Here. Sê, Here, ek klap hande vir U. Kan jy daar die bakkie ry? Nou as jy 'n ordentlike bakkie het, sal jy 'n ordentlike radio hê wat jy klip hard kan sit. Wie van julle al was, ek sê vir my vrou, is 'n glorified taxi. Nou ek en die kinders, dan hou sy haar ore toe, dan speel ons daai kar maak so. Maar ons prys die Here, want dan kan die Here nie eers hoor hoe val sing ek nie. Maar ons prys net die Here. Maar ouens, wil jy nie net by die huis gaan, bietjie die Here prys, daar in jou bakkie, jou hande opsteek en sê, Here, ek loof U, Here, ek prys U. Net 'n bietjie skreeu vir die Here. Sê, Here, ek skreeu vir U, want U doen dit. Nou kom mense en dan vra hulle vir my, pastoor, waar is die Here? Ja, want daar gebeur so baie slegte goed, dan vra ons, waar is die Here? Het julle dit al gevra? Waar is die Here? Kom ek wys vir jou waar die Here is. Hoor wat sê die skrif. Psalm 22 vers 4. U is tog die heilige wat woon, waar die lofsange van Israel weer klink. Die boodskap sê, U is waar hulle U loof. So as jy vir my vra, waar is die Here? Dan weet ek, jy prys nie die Here nie. Jo. Want as jy God prys, wat gaan jy doen? Dan kom woon God hier by jou. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek wil God hier so hê. En nou, weet wat, dis baie, en ek dank die Here vir elkeen wat op YouTube is, wonderlik dat jy kyk. Maar daar's iets anderste, as jy hier in 'n gehoor saam is, en saam prys ons die Here, daar gebeur iets anderste. God het seker goed net vir die kerk gegee. Wanneer ons saam die Here loof en prys, want dan kom woon God hier. Die oomblik as jy die Here begin loof en prys, is daar 'n kragwerking wat hier binne in jou is, wat jy die Here begin loof en prys. Ek luister nou eendag na Andrew Wommack. Hy sê hierdie ding. Hy sê dat dit wat jy op fokus, hoor wat ek sê, dit wat jy op fokus, dit domineer jou lewe. As jy fokus op sport, dan domineer dit jou lewe. As jy fokus op rasisme, dan domineer dit jou lewe. As jy fokus op televisie, raai wat doen die televisie? As jy fokus op games, dan dit domineer jou lewe. Maar kan ek dit duidelik sê, as jy begin fokus op God, dan begin God jou lewe domineer. En hoe doen ek dit? Om die Here te prys. Nou, ek sê vir jou, ek hou nie van mense wat kom moan by my nie. Jy mag iets sê, maar as jy my kom en sê, hoekom het jy nou weer hierdie hemp aan? Los my hemp uit. Maar ek like jou, as jy vir my lief is. Ek like jou, as dit naby is. Maar weet wat se hartseer? Ons beklei met die Here. Here, waar is die Here? Hoekom het jy nie dit gedoen nie? En ons sê lelike dinge van die Here, waar jy moet opstaan en jy moet God begin prys. Jy moet die Here begin loof en prys vir wie hy is, want hy is dit wat belangrik is. Nou kan ek vir jou wys, as jy God prys, is daar iets wat jy nie moet doen nie. En dis nie net vir die boere nie, dis vir almal hierdie, wat jy nie moet doen nie. Wat jy nie moet doen nie is, Jakobus sê, met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God geskape is. Hy wat gemaak is, ons loof en ons vloek. Hy sê dieselfde mond, kom lof en vloek my broer, so moet dit nie wees nie. Nou, dan sê hy sê 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en braak water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. Nou so ruk terug het ons gepraat, hy is die wynstok, ons is die lote. So jy kan nie vye dra nie, as jy in God is, in Christus is, dan moet jy lyk soos hy. 'n Braakfontein kan mos nie vars water gee nie. So luister, dit gaan nie of jy hier in die kerk, hoe hoog spring jy in die kerk nie, dit gaan hoe reguit loop jy as jy daar by die huis is. Daar by die huis, loof en prys jy die Here. Kan jou kinders sê, my pa loof en prys die Here. Nou ek het groot geword in die kerk, waar ons ou Pinksterkoortjies gesing het, en my favorite song was altyd, daar staan hy op, uit die graf. Ken julle hom? Wie ken hom? Nou maak julle my oud, net ek en Frits ken hom. Ek word wakker met ou songs in my hart. Maar weer die lewe het aangegaan. Hier's 'n oom wat vir my sê, hy hou nie van die nuwe goed nie, maar hy weet dis vir die jong mense en hy sit in die kerk. As ek hom nou kyk, hy sit al 3 jaar in die kerk. Dan prys hy die Here, loof die Here, want hy sê luister, musiek verander. Jy begin die Here loof en prys.
Ouens, jy's nie hier om na 'n show te kyk nie. Weet wat gebeur laas Sondag aand hierso met my? Hulle sing die jong mense. Nou is daar 4 kinders, laities daar agter. Nou die een nou het hierdie selfbeeld ding, hy lag nie. Hy net so, en nou het hy 'n girl wat dit like. Sy dink dis baie oulik. Nou, ek kan dit nie verstaan nie. Nou sê ek vir hom, hey, jy's nie hier om na 'n show te gaan nie, staan op en prys die Here. Maar dan loop ek uit die kerk uit. Nou is hulle al 4 hier weg uit die kerk. Nou loop ek agterna en sê ek, luister, jy moet nou besluit of jy jou pel gaan aanbid of jy God gaan aanbid. Maar as jy nou uit hierdie kerk uitloop, kom jy nie weer terug in hierdie kerk vanaand. Hy kan hy kan vanaand weer kom. Maar jy moet dit nou verstaan, vir wie gaan jy loof en prys? En wie wat hakke af, hy sê vir my, ja, maar die Here het nog niks vir my gedoen nie. Wie kom het God nog niks vir jou gedoen nie, want jy het nog nooit die Here geloof en prys nie. As jy die Here loof en prys, dan begin God goed doen vir jou. En sorry ouens, ons weet hoe werk dit. As jy iets van jou pa wil hê, wat sê hy? Papa, jy's die beste pa. Jy kry nie 'n beter pa nie. Wat sê pa? Wat soek jy? Is dit nie so nie? En raai, wat doen jy? Jy gee dit vir hom. Jy doen dit vir hom. Want hy prys jou. Maar as hy jou kom sleg maak en beklei en 'n fight met jou het, dan werk dit nie, dan wil jy nie. En dis dieselfde. As ek God begin prys, dan begin bonatuurlike goed gebeur hier binne ons. So wat moet ons doen? Dit is die dag van die Here. Dis die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Vanmôre is die dag wat God gemaak het. Gister was vir my 'n berg gewees om soontoe te ry en dit te gaan doen. Toe kom ek agter, vir my broers was dit dieselfde gewees. Maar weet jy, toe ons in die kar klim, toe besef ek, dis die dag wat die Here gemaak het, kom ek prys die Here. Die Here het 'n dag gemaak dat ek en my pa en ma weer saam kan sit. Die Here het 'n dag gemaak wat ons kan treur. Die Here het 'n dag gemaak dat jy vanmôre hier kan sit. Hy het 'n dag gemaak wat jy verjaar. Hy het 'n dag gemaak, dan prys jy die Here. Jy aanbid die Here en sê, Here, ek loof U, ek prys U, ek aanbid U. U is my God, U is my koning. Daar's niemand soos U nie. Ek prys net die Here. Weet jy, Jesus het opgestaan en sê, Vader, ek prys U. Nou, kan ek net 'n ander ding sê? Om musiek te speel is nie worship nie. Jy het dit weet, ons speel nou musiek en ons sing lekker, maar dis eintlik nie aanbidding nie. Dis net 'n middel om ons te help om die Here te aanbid. Dis al. Nou sê iemand vir my so mooi in die week. Hy sê ja, maar hy sing 'n liedjie en hy hou nie daarvan nie, maar ek besef ander ouens hou daarvan. Kan ek net vir jou sê, al die liedjies wat ons speel is nie vir jou nie, dis vir die Here. Hoor jy weer? Dis nie vir jou nie. Nou daar's songs wat werk, wat die hele gemeente kan saam sing, en daar's songs wat nie werk nie, ons gebruik songs. Maar weet jy wat is ware aanbidding? As jy daar net in jou kamer gaan, sê Here, ek prys U, ek aanbid U, op jou knieë gaan voor die Here, bietjie hande klap of wat jy ook al doen, of net skree of iets doen, dat jy die Here loof en prys. Dawid het God so geloof en prys, dat sy vrou skaam geword het. En julle weet wat het met haar gebeur, sy kon nooit weer kinders kry nie. En Dawid het gesê, man, luister, God het my aangestel, en ek sal voor die slawe dans en die Here prys. Ek gee nie om wat mense sê nie. My hartseer is, ons is meer gepla oor wat mense sê, as wat ons doen wat God sê. Ons moet doen wat die Here sê. So ek leer, ek beklei nie met jou nie, ek wil hê jy moet verstaan dat die krag van God oor jou werk. Nou, kan ek hierdie sê, daar's 3 goed, wat keer my om God te prys? Dink 'n oomblik daaraan. Hoekom prys jy nie die Here nie? En ek dink daar's 3 goeters. En die eerste eens, ek worry. Jy al worry. Nou, ek gaan nou iets sê oor worry. Die ander een is, ek voel down. Nou, depressie weet ek kan met pille, gaan pille, ek verstaan dit. Maar wie van julle het al down gevoel? Jy was net nie lus nie, jy's down, jy voel nie lekker nie, jy het down gevoel, so ek gaan nou vir jou daaroor praat. En die ander een is, as jy kwaad is, jy geweet as jy kwaad is, kan jy nie die Here loof en prys nie. As jy kwaad is, nee, is jou woede op jouself. Nou wil ek een ding sê oor woede wat baie belangrik is, moenie kwaad gaan slaap nie. Die Bybel sê, moenie kwaad gaan slaap nie, moenie die duiwel hou vasgee nie. Hy sê, as jy die Here loof en prys, as jy kwaad word, moenie sondig nie, en besluit om die Here te loof en prys. Jy weet, hulle kom daar, as ek by die karwag te stop, dan sê hulle vir my, hallo my baas. Dan sê ek, luister, ek sien jou baas nie, Zuma is jou baas. Nee, en dan begin ons politiek praat. En toe is dit Ramaphosa, en dan sê hulle my baas, sê ek, nee, ek sien jou baas nie, Ramaphosa is jou baas.
Nee, ja, nou begin ons politiek praat, maar nou het die Here met my gepraat die laaste jaar of wat. Die oomblik as hulle my sê baas, dan sê ek luister, ek is jou baas nie, Jesus is jou baas. En dadelik is daar 'n ding, maar is hy regtig my baas? Ek kom daar by die hospitaal waar Leon lê en dadelik net baas en ek sê Jesus jou baas. Raai wat maak dit oop? Dadelik kan ons begin praat oor die Here. Dadelik prys ek die Here. Dadelik sê ek man, luister, God is goed. God red, sy goedheid is oor my. Ek vat nie die eer vir my nie, ja, ek is jou baas nie. Nee, ek sê Jesus is jou baas. Nou kan ek vir jou vra, is Jesus jou baas? Is Jesus jou baas? Dan sê Jesus, jy moet my prys. Jy moet my aanbid. Nou moet jy mooi verstaan. Ek dink nie God het 'n selfbeeldprobleem nie en ek sê dit in alle respek. Hy het nie nodig dat jy hom prys nie, maar ek en jy het nodig om God te prys. Hy het dit nie nodig, ons het dit nodig. En die Here sê dat die krag van God in my werk. Nou kan ek wys jou van bekommernis, worry. Hy sê gee al jou bekommernisse aan God hoor, want hy gee vir julle om. Nou ek het altyd gesukkel en kom my tannie sê ons moet al ons bekommernis vir die Here. Sê ek sukkel daarmee. Weet hoe gee ek my bekommernis vir die Here? En waar jy moet besef, jy moet dit wat jou planne is, dit wat jou bekommernis, praat met die Here daaroor, want hy gee vir jou om. Nou, het julle geweet, God wil hê dat jy 'n rustige lewe moet hê. Jy geweet, God wil hê dat daar vrede in jou lewe moet wees. God wil hê dat daar 'n rustigheid, 'n kalmte oor jou kom, amper 'n don't care houding oor jou kom. Die duiwel het gekom en gesê, weet jy, as jy worry, dan wys dit dat jy omgee. Die duiwel kom en sê, nee, bekommernis is belangrik, want dan het jy verantwoordelikheid. Dis nie die waarheid nie. As jy dan met die Here praat en sê, Here, dis wat my pla, dis wat ons moet doen. Ek praat met die Here en sê, Here, gee vir my planne. Here, help my asseblief. Here, ek prys U vir dit wat U doen. Dan hy is die een wat vir my omgee. Weet jy, God het nog nooit 'n geveg verloor nie. Dink oomblik, dink julle hy het al 'n geveg verloor? 'n Fight verloor? Nog nooit. Daarom sê hy, kom praat met my. Ek gee vir jou om. As die Here vir jou veg, dan sort hy die goed uit. Maar wat gebeur? Ek begin fight. Ek begin baklei. Ek wil op 'n plek sê, nee, maar ek moet hulle wys. Dit gaan oor ek. Waar jy God moet begin prys en sê, Here, ek prys U, ek aanbid U, want U is my God, sodat die krag van God in jou kan begin werk. Dis die krag van God werk. Nou, was jy al down gewees? Kom ek wys jou 'n skrif oor down. Nou Nehemia was die priester gewees, 'n profeet, en die volk is in ballingskap. En dan sê hy, jy kan die hele Nehemia 8 gaan lees. En hy het ook vir hulle sê, gaan eet 'n lekker maaltyd en drink soet drankies. Dis wat hy sê, nie dronk drankies, nie soet drankies. Nou is dit so goed vanmôre sê Helena, wat is jou gunsteling kos, jou go-to kos? Want as jy down is, wil jy eet. Hy sê, deel ook van die kos met mense wat niks voorberei het nie. Hierdie is 'n dag aan God toegewys. Moenie te neergedruk wees nie, want die blydskap wat die Here gee, sal julle krag wees. Ken julle daai liedjie, The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Nou kan ek iets duidelik sê oor downheid. As jy down is dit die teken dat jy iets moet doen. Ek luister na iemand hierdie, weet, Facebook reels, 'n girl wat praat, haar ouers is 'n miljonêers. Sy sê, jy moet verstaan wat sy huis ek groot geword het. Ek het alles wat ek wil gee, hulle is biljoenêr. Maar my pa het altyd vir my gesê, die oomblik as jy down is dit 'n teken dat jy iets moet doen. Het jy al gesien, as jy down is, doen jy niks nie? Het jy dit al gesien? Ek self kan ook down raak, maar ek het 'n plan. Die oomblik as ek down is, my vrou sien ek is down. Die sê so, Johan, jy moet dit gaan doen. Dan gaan doen ek dit. Woep, is my downheid weg. Op 'n maandag sit ek het nie maandag af nie, want as ek maandag af is, gaan sit ek in 'n put. Ek moet maandag huisbesoek doen en plaasery en goeders doen, want anders is ek in die moeilikheid. Nou wil ek vir jou sê, gaan skryf neer wat jy nodig het en plak dit teen die yskas. Want die oomblik as jy down is, dat jy weet wat jy moet doen. As jy down is en ek sê vir jou, nee, jy my ou, jy moet iets doen. Dan sê ek is lus vir niks. Maar wat sê hy? Hy sê die blydskap van die Here is my krag. Nou kan ek iets vir jou duidelik leer. Die lekkerste ding in die lewe is om die stem van die Here te hoor, te doen wat God sê en sien dit werk. As jy dit nog nie beleef het nie, kry ek jou jammer. Want dit is regtig
'n wonderlike ding. Dis 'n wonderlike ding, as jy hoor die Here sê iets, ek doen iets vir iemand anders, want dis wat die skrif sê. Hy sê eet, maar gaan gee jou kos vir iemand, gaan doen iets vir die Here. Die oomblik as ek iets doen, dan kom die blydskap van God hier binne in my op. Ek het nog nooit 'n ou gekry wat sad is, wanneer hy iets vir die Here doen, en hy sien hy's in die kol nie. Nog nooit. Dis wonderlik om te beleef, die Here praat met my en ek kan doen wat die Here sê. So die krag van God lê juis daarin. Die blydskap van die Here sal jou krag wees. Kan ek 'n ander ding sê? Jy kan dit vertaal ook sê, God se blydskap oor jou sal jou krag wees. Want ek besef wie God is. Ek besef dat die Here oor my bly is. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy kan God gelukkig maak, weet jy dit? God wat groot is, jy kan God ook ongelukkig maak, maar jy kan God gelukkig maak. En weet jy, hoe maak jy God gelukkig? As jy 'n bietjie al jou moeilikheid vergeet en sê net, Here, ek prys U. Here, ek kan bid, Here, ek loof U. Ek sit daai radio kliphard en ek loof en ek prys die Here. Weet jy, nie een van die hele verskoning nie. Daar's YouTube Music, daar's Apple Play Music, daar is, wat sê ander ene? Spotify is daar. Ons is nou in Amerika, ons kry 'n radiostasie, K-Love. Ons so rukkie uitgefigure voordat ons die woord mooi gekry het. K-Love, en Amerikaners kan ons nie lekker praat nie, maar dis K-Love. Nee, ek het die app op my telefoon, hulle speel net Christelik musiek, die een na die ander ene, dis wat hulle doen, 'n radiostasie. Jy het geen verskoning om nie die Here te loof en prys nie. En dan sit ek die radio aan, ek like van Radio Pretoria, maar net so rukkie, dan maak hulle my depressief. Maar hulle maak my kwaad. Maar net so rukkie, dan sit ek af, dan K-Love toe, dan prys ons die Here, dan aanbid ons die Here. Dis wat belangrik is om te doen wat die Here sê. Nou, ek wil net vir jou hierdie prentjie wys. Kan julle sien wat hier gebeur? Sien jy wat gebeur? Wat gebeur hierso? Daai persoon prys die Here. Ek prys aan die Here. Lyk dit of ek die Here prys? Het jy agtergekom, mense kan sien as jy die Here prys. Mense kan hoor as jy die Here prys. Mense kan beleef as jy God prys. Nou kom ek vertel jou 'n storie in die Bybel. As koning Josafat, ja. Hy was het 'n groot weermag teen hom gehad. Jy kan dit gaan lees in 2 Konings. Groot weermag, groot moeilikheid. Hulle gaan doodgaan en jy moet nou verstaan, hulle gaan ons doodmaak, hulle vat ons vroue en kinders as slawe, dis wat gaan gebeur. Daar staan 3 weermagte teen hom op. En wat gaan doen hy? Hy gaan na die Here toe, so hy praat met die Here daaroor. Hy gaan praat met God, gaan praat meer met die Heilige Gees. Plus hy kry God se woord. Die Here sê vir hom, sit die musikante heel voor. Nou, dink nou net daaraan, ons gaan oorlog maak en die koning sê, hoor jy, die orkes loop voor. Sê, Here, ons gaan hemel toe. As Jesus weer gaan sien, ons gaan hemel toe, want ons gaan doodgaan. Dis wat gebeur. Die Bybel sê, die oomblik toe hulle begin die Here loof en prys, die oomblik toe hulle God prys, toe bring die Here verwarring tussen daai ouens en hulle begin mekaar doodmaak en spies gooi en te keer gaan. En hierdie ouens staan en kyk. En al wat hulle doen, hulle gaan tel die byt op. Want God doen iets. Luister, God het nog nooit 'n fight verloor nie. Hy het nog altyd gewen. En dan sê hy, wat jy moet doen is, kom loof en kom prys my. Kom aanbid die Here. Dis wat jy moet doen. Sê jy dit doen. Sê jy dit hierdie week doen. Gaan kry 'n song, speel hom daar waar jy alleen met die Here is. Man en vrou, kry 'n song saam en speel dit. Jou kinders moet hoor, jy aanbid die Here, jy loof en prys die Here. Ek voel dit om my hart te sê, jy moet iets onthou van jou kinders. As jy huil, net 'n rukkie en huil hulle saam met jou. As jy vloek en skel, net so rukkie dan vloek en skel hulle saam met jou. As jy kwaad is en rassisties is, net so rukkie, dan is dit ook hoe jy is. Maar as jy God prys, net so rukkie, dan prys hulle ook die Here. Want dis wie hulle is. Hulle doen wat jy doen. Dan vra ek jou om die Here te loof en prys, want as jy aan God behoort, dan sê die Here, jy moet hom loof en prys en hom aanbid, sodat die krag van God hier binne in jou kan werk. Nou daar's 2 kere wanneer jy God prys. Wanneer jy so voel en wanneer jy nie so voel nie. Dis die 2 kere wanneer jy die Here prys. So dit is, prys die Here gedurig. Prys die Here gedurig. Jesus het opgestaan en sê, Vader, ek prys U. Vader, ek prys U. Vader, ek prys U. Almal kon hoor dat hy God prys. Dis al wat jy moet doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U met ons praat. Dankie dat U 'n God is wat vir ons omgee en wat ons lief het.
Here, maar dankie dat U wil hê ons moet krag in hierdie lewe hê. Here, dis van ons wat hier sit en sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek wil moed opgee. Ek kan net nie meer nie. Die Here sê, ek wil hê dat die krag van God in jou moet werk. Maar die krag van God, as jy vanmôre sê, Johan, bid saam met my, ek het die krag van die Here nodig. Wil jy nie oomblik jou hand opsteek? Ek wil vir jou bid in die bank. Jy sê, ek het die krag van God nodig. Ek kan saam met jou vanmôre bid dat God se krag deur jou werk. Kan ek jou vra, staan saam met my? Staan saam met my asseblief. Ek staan voor die Here. Sê Here, ek het die krag van God nodig hier binne in my lewe. Ek het nodig dat God se krag in my sal werk. God se krag in my werk. Daar waar jy by die huis is, waar jy luister. Here, ek het die krag van God nodig. Nou kan ek jou vra, wil jy 'n oomblik jou hand opsteek en sê Here, ek prys U. Kom staan daar. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Here, ek bid vir elkeen wat staan, dat die krag van God oor hulle sal manifesteer. Dat hulle die krag van God sal sien in hulle lewe. Dat hulle die krag van God sal beleef. Here, ek bid, die oomblik as hulle worry, dat hulle U gaan begin loof en prys. Nie aanbid en sê, Here, U is my God en U is my koning. Dankie Here, ons prys U en ek bid vir elkeen dat die krag van God in hulle werk. Daar waar jy staan en sê, dankie Here vir die krag van God in my. Dankie Here vir die krag van God in my. Kom sê dit, Here, dankie vir U krag in my. Dankie Here vir die krag van God wat in my werk. Heilige Gees, U woon in my, U werk in my. U is met my. Here, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U ons omgee. In U naam. Amen. En amen. Jy kan die sitplek neem. Ek voel in my hart om vir jou een ding te sê. Het jy al ge-worry oor geld? Wie van julle ken worry oor geld? Steek gou jou hand op. Worry jy partykeer oor geld? Ek weet dit van julle is baie ryk, jy worry nie oor geld nie. Maar ek het worry oor geld. En toe praat die Here eendag met my. Die oomblik as ek worry oor geld, dan begin ek die Here te prys oor geld. Sê ek, dankie Here dat U voorsien. Dankie Here dat U omgee. Ek het agtergekom, die oomblik as ek worry oor geld, en ek begin God prys oor geld, dan gaan my worries weg. Net dadelik gaan dit weg. Want jy moet onthou, die duiwel wil nie hê jy moet God prys nie. So die oomblik, dis vir my 'n red flag. Dis vir my 'n, as ek down is, dis 'n red flag. Dis 'n, hoe kan ek sê, 'n signal. Wow, ek moet die Here loof en prys. Want ek weet nie van julle nie, as ek eers begin worry, kry ek die worry nie gestop nie. Is dit so by julle ook, of is dit net by my? Want jy begin worry, en jy sê ek gaan nie worry nie, maar ek kry dit nie gestop nie. Die manier hoe ek worry stop, is ek begin God prys. Ek begin die Here prys. En sorry, ek sit enige song aan, en ek begin die Here loof en prys, en ons aanbid die Here, en ons prys die Here. Want die krag van God begin manifesteer deur jou. Die krag van God manifesteer deur jou. Amen. Glo jy God is jou lief? Glo jy God is goed? Sy goedheid is oor jou. Dankie Here. Ek wil hê, ons gaan nie nou oor aan nie. Ek wil hê ons moet eers 'n song sing. Met die krag van God. Want, en hoor wat sê Arnold, hy sing hierso, en ouens, die 31ste Oktober is dit Mighty Men, en ek vra jou Mighty Men toe gaan. Hierdie Mighty Men gaan anders wees, want Arnold is daar, ons gaan die Here loof en prys, Hytjie Berg is daar, so dit gaan net anders te wees. So as jy daar kan wees, die gemeente ondersteun het, ons saai in daai projek in. Maar ek wil nie, kan ons net daar opstaan en God prys, en ons prys die Here, en dan sal ons offerande doen. Kan ons dit doen? Maar ek wil hê met die Here nou prys. Jy moet nie speel nie, moenie worry wat die ou langs jou dink nie. En kan ek 'n ander ding sê? Mense sê vir my, maar pastoor, ek het nie so groot geword nie. Luister, jy's nie meer 'n kind nie, jy's 'n groot mens. So vergeet dit wat jou kind daar, begin die Here te loof en prys. Sê Here, ek prys U. Dink net 'n oomblik, as jy God kan prys en die Here doen 'n wonderwerk in jou lewe, sal jy God prys dan? Want die moeilik in jou kop is, ek weet nie of dit werk nie. Ek wil jou uitdaag, toets en sien dat dit werk, want die krag van God kom hier oor jou. Wat ek selfs beleef, as ek die Here begin prys, dan kom 'n groot ding. Die Here herinner my aan iets. Kom ek vertel julle nog 'n storie. Toe ek in die gemeente gekom het, is die vorige pastoor oorlede. Van julle het vir Hentie geken. So die eerste 6 maande was dit die wonderlikste gemeente in die hele Suid-Afrika. Want niemand het huweliksprobleme nie, niemand beklei nie. Hulle is net nice, want hulle slaan 'n nuwe baadjie met die pastoor om. So is die nice wat hulle is. Ek dink, Jesus, waar kry hierdie mense? En toe na 6 maande toe begin die wurms daar uitkom.
Maar toe kom ek en my vrou 'n ding agter. Nou sê ek opgewonde, yes, prys die Here, Daniel kom kerk toe. Jy weet, ek besoek hom en hy kom kerk toe, prys die Here. Die oomblik as ek opgewonde is, dan kom die duiwel met 'n ding hier van die kant af, my te neergedruk maak. Ou wat hier kom en baklei met my, of 'n ding breek by die kerk, of iets gebeur. Jy moet 'n bietjie oplet, net die oomblik as jy bly is, die volgende oomblik gebeur 'n slegte ding. Het jy dit al gesien? Weet jy, 'n leuen van die duiwel is, as jy die Here gaan dien, gaan jy nou baie meer aanslae kry. Dis glad nie die waarheid nie. Die duiwel wil net hê jy moet op hom fokus. En net daai oomblik toe ek dit raak sien, my baie keer as ek opgewonde, dan maak ek my oue afspraak, dan sê my vrou, onthou nou, pas op, dat die duiwel nie jou nie uitvang nie. Die oomblik toe ek dit herken, het die duiwel geen hou vas meer oor my nie. Die oomblik toe ek sien, hy traai om my down te maak, hy traai om my af te breek. Die oomblik as dit gebeur, hy het net niks meer krag nie. Want ek is nog steeds bly. Dan sê ek, ja, hier kom die duiwel nou. Dan sê ek moenie worry oor hom nie, ek prys die Here. Dan hardloop hy weg, het hy geen sin nie. Dis dieselfde, ek dink die duiwel kom met worries by my. En die oomblik ek sê, maar ek sien dis hy wat kom, en ek begin God prys, dan worry ek minder. Dis al. Ouens, ek het dit al vir jou gesê, as jy kwaad word op die pad, wie van julle het al kwaad geraak vir 'n trok op die pad, wanneer skilpad vir slak verbygaan, jy weet. Dan bid vir hulle. Sê Here, ek wag vir 'n trok wat voor my inry, dan gaan ek hom prys, die Here, en ek gaan vir hom bid. Jy sal sien geen trok ry voor jou in nie. Die duiwel wil nie doen nie. Ja, ek beloof jou, try dit. Want die duiwel weet klaar jy gaan kwaad word, maar as jy vooraf besluit, ek gaan die Here loof en prys. Try 'n ander ene. As jou vrou nou weer met jou beklei, dan loop jy radio en sê die hare kliphard en jy begin God te loof en prys. Dan kyk ons hoe lank kry sy dit reg om jou te beklei. Okay, kom ek sê, sisters, as jou man nou weer met jou beklei, dan begin jy net die Here te loof en prys. Try dit. Kom, dis 'n profetiese woord vir jou vanmôre. Dis 'n profetiese woord. Doen wat die Here sê. Kom ons staan op, ons sing hierdie song met die krag van God. Yes. En nou prys jy die Here.